Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het toe opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeesters saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Ek het 'n vreemde gewoonte. Wanneer ek nuwe mense ontmoet, vertel ek nie sommer dadelik dat ek 'n dominee is nie. Nou, ek het laas week weer gegaan om my wenkbroue te waks en nou lê ek daar in die klein kamertjie, sagte musiek in die agtergrond en die dame vra of ek gemaklik is en ek lê rustig met my oë toe en ek hoop sy gaan net doen wat sy moet doen en nie enige small talk probeer maak nie. En vir 'n oomblik is hy stil en ek dink, ag, dankie tog, maar toe kom dit. So, wat doen jy vir 'n lewe? En my moed sak in my skoene. Nou, dis nie omdat ek skaam is oor my beroep nie, dis eerder omdat ek weet wat gewoonlik gebeur wanneer mense hoor wat ek vir 'n lewe doen. Die gesprek verander. Mense raak skielik versigtig met hulle woorde. Hulle begin verskoning vra vir die grappies wat hulle nou net gemaak het. Of hulle vertel my van hierdie een of ander slegte ervaring wat hulle met die kerk gehad het. En eerlikwaar, ek verstaan dit. Die kerk het nie altyd 'n goeie naam nie. Deur die geskiedenis en selfs vandag nog sien ons hoe die kerk soms mense seermaak, eerder as om hulle te genees. En ons dra steeds die letsels van tye toe die NG Kerk apartheid teologies probeer regverdig het. Ons sien steeds hoe die kerk sukkel met spanning oor goed soos seksualiteit en identiteit en hoe ons die Bybel verstaan. Hoe hierdie moeilike gesprekke gemeentes en die NG Kerk self verdeel. En dit maak my hartseer as die NG Kerk as gevolg van dit so gereeld in die nuus verskyn. Soms lyk dit of die kerk meer bekend is vir haar argumente as vir haar liefde. Meer bekend is vir debatte as vir haar genesings. En soms voel dit vir my asof ons meer energie gebruik om met mekaar oor hierdie dinge te beklei, as om net Christus te volg. En dit is nie net ons nie. Oor die wêreld heen word geloof en godsdiens steeds gebruik om mense teenoor mekaar op te sweep. Van konflik tussen die Israelies en Palestynë, waar godsdiens gebruik word om mense se standpunte te regverdig, tot gewelddadige ekstremistiese groepe wat God se naam gebruik om haat en geweld te regverdig. En wanneer ons na die wêreld kyk, sien ons hoe geloof dikwels gebruik word om mure te bou, eerder as brûe. Daarom verstaan ek mense wat wonder of die kerk nog relevant is. Daarom verstaan ek die vraag wat iemand onlangs vir my gevra het. Hoekom is jy nog steeds deel van die kerk? En ek kon baie teologiese antwoorde gee. Ek kon praat oor die liggaam van Christus, die sakramente of die belangrikheid van gemeenskap. Maar dalk is die eerlikste antwoord die eenvoudigste. Ek is nog hier omdat ek die kerk nodig het. Ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig om te bid wanneer ek nie woorde het nie. Ek het hulp nodig om te onthou dat daar 'n groter storie is as die een wat elke dag op sosiale media en deur die nuus aan my verkoop word. Ek het hulp nodig om te vergewe. Ek het hulp nodig om te onthou wie ek is. En dalk is ek nie alleen nie, want dit is eintlik die hart van die evangelieteks van vanoggend. Nou, wanneer die fariseërs sien dat Jesus saam met tollenaars en sondaars eet, verstaan hulle nie wat aangaan nie. In hulle oë behoort 'n heilige mens afstand te hou van mense wat hulle lewe nie uitgesorteer het nie. Maar Jesus antwoord met een van die eenvoudigste en diepste beelde in die hele evangelie. Dit is nie die wat gesond is wat 'n dokter nodig het nie, maar die wat siek is. En Jesus praat hier nie net oor fisiese siekte nie, hy praat oor die menslike toestand.
Hy praat oor mense wat stikkend is, mense wat vasgevang is, mense wat skuld dra, mense wat seer gekry het en mense wat ander mense seer gemaak het. Met ander woorde, hy praat oor ons. Die interessante ding van Jesus se beeld is dat 'n dokter nie sy wagkamer volmaak met gesonde mense nie. 'n Dokter gaan juis daar waar nood is. Die teenwoordigheid van siek mense in 'n spreekkamer is nie 'n teken dat die dokter misluk het nie. Dit is eintlik die bewys dat die dokter sy werk doen. Miskien moet ons dieselfde van die kerk sê. Die teenwoordigheid van gebroke mense in die kerk is nie 'n teken dat die evangelie misluk het nie. Dit is eintlik die bewys dat die groot geneesheer nog aan die werk is. Ons gaan nie na God toe omdat ons alles uitgesorteer het nie. Ons kom nie omdat ons kom omdat ons hulp nodig het. Ons kom omdat ons genesing nodig het. Ons kom omdat ons soms vergeet wie ons is en weer herinner moet word dat ons God se geliefde kinders is. Nou as ons vandag na Matteus 9 kyk, ontmoet ons 'n hele groep mense bymekaar. Daar's Matteus die tollenaar wat deur sy eie mense as 'n verraaier beskou is. Daar is die fariseërs wat bekommerd is dat Jesus met die verkeerde mense omgaan. Daar's 'n pa wie se dogtertjie besig is om te sterf. En daar is 'n vrou wat al vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing ly. En volgens die godsdienstige wette van die tyd het haar toestand beteken dat sy voortdurend as onrein beskou is. Vir 12 jaar leef sy op die rand van die gemeenskap, uitgesluit, alleen en sonder hoop om te herstel. Dit klink na baie verskillende mense met baie verskillende stories, maar eintlik het hulle almal een ding gemeen. Almal kom na Jesus toe met dieselfde besef. Ek het hulp nodig. Niemand in hierdie verhaal red hulle self nie. Matteus verbeter nie eers sy lewe voordat Jesus hom roep nie. Die vrou genees nie haarself deur genoeg geloof op te bou nie. Die Vader los nie sy eie probleme op nie. Hulle kom eenvoudig met leë hande. En Jesus ontmoet hulle daar. Wanneer die vrou aan Jesus se kleed raak, noem hy haar dogter. En ek wonder hoe daardie woorde in haar ore geklink het. Vir 12 jaar was sy uitgeworpe, vir 12 jaar was sy die probleem, vir 12 jaar was sy die een wat mense vermy het, en dan hoor sy hierdie een woord, dogter. Dit moes soos medisyne geklink het, dit moes soos musiek in haar ore geklink het, en dis wat God doen. Hy herinner ons aan wie ons werklik is, juis wanneer ons dit selfs vergeet het. Maar hier is nou die belangrike deel. Daardie genesing was nooit net bedoel vir haarself nie. Wanneer Jesus mense genees, stuur hy hulle terug die wêreld in, terug na hulle families, terug na hulle gemeenskappe, terug na hulle werk. Want God se bedoeling is nie net dat ons genesing ontvang nie. God se bedoeling is dat genesing deur ons na ander vloei. En hier is waar dit interessant raak. Die dokter metafoor eindig nie by die kerkdeur nie, want Jesus genees mense nooit net sodat hulle beter kan voel nie. Hy herstel hulle sodat hulle weer kan leef, weer kan lief hê, weer kan deelneem aan die wêreld wat God so lief het. Die vrou wat vir 12 jaar gebloei het, word teruggegee aan haar gemeenskap. Matteus word nie net vergewe nie, hy word geroep. Interessant genoeg ontmoet Jesus vir Matteus by sy werkplek. Nie in die tempel nie, nie tydens 'n geestelike retreat nie, nie nadat hy sy lewe uitgesorteer het nie. Jesus ontmoet hom by die tolhuis. Tussen sy boeke, sy geld en sy ingewikkelde morele werklikheid. Daar waar hy werk. En daar sê Jesus, volg my. Genesing lei tot 'n lewe van betekenis. Herstel lei tot 'n roeping. God ontmoet mense waar hulle is, maar hy los hulle nie net daar nie. En dit bring ons by Kolossense 3 waar Paulus skryf, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as beloning sal ontvang. Julle dien die Here Christus. Ons hoor hierdie teks dikwels as 'n oproep om harder te werk, maar dit gaan oor veel meer.
Paulus herinner ons daaraan dat ons werk, daar waar ons elke dag besig is, dat dit dalk 'n plek van 'n roeping is. Die onderwyser se klaskamer, die verpleegster se hospitaalsaal, die boer se land, die rekenmeester se kantoor, die bestuurder se vergadering, die student se lesenaar, die ouer wat kinders grootmaak. Dit is nie plekke waar ons geloof afwesig is nie. Dit is plekke waar ons geloof sigbaar word, waar ons dit uitleef. Want wanneer God ons help, verander hy ons nie net vir Sondag nie. Hy verander ons vir Maandag, en Dinsdag, en Woensdag, en Donderdag, en die hele week. Ons leef in 'n wêreld wat selfgenoegsaamheid eintlik aanbid. Die boodskap wat ons die hele tyd hoor is, wees net sterker, wees harder, red jouself, bewys jouself. Maar die evangelie begin op 'n ander plek. Dit begin by, Here, help my. En wanneer ons kan erken dat ons hulp nodig het, dan gebeur iets merkwaardigs. Ons raak sagter met ander mense. Ons raak meer geduldig, meer genadig, meer bereid om te luister, meer bewus van mense se seer. Die persoon wat langs jou werk, die kollega wat altyd moeilik is, die kliënt wat onredelik optree, die bestuurder wat onder geweldige druk leef, die werknemer wat stilweg swaar kry, skielik sien ons hulle anders. Want ons onthou dat ons almal mense is wat hulp nodig het. Ons almal leef uit dieselfde genade. En dalk is dit presies wat jou werkplek, daar waar jy elke dag besig is, vandag nodig het. Nie nog iemand wat almal probeer beïndruk nie. Nie nog iemand wat altyd reg wil wees nie, maar iemand wat weet hoe dit voel om genade te ontvang. Iemand wat deur sy of haar lewe wys hoe heelheid lyk. Iemand wat onthou dat God se werk nie eindig wanneer die erediens afsluit nie. Want jou werkplek is nie net die plek waar jy 'n salaris verdien nie. Dit waarmee jy jouself elke dag besig hou, dis nie net om jouself besig te hou nie. Dit is die plek waar God jou stuur. Dit is die plek waar jy jou geloof uitleef. Dit is die plek waar jy mense liefhet. Dit is die plek waar jy vergewe. Dit is die plek waar jy hoop saai. Dit is die plek waar jy die karakter van Christus sigbaar maak. Môreoggend gaan jy jou kantoor instap. Of jou klaskamer, of jou winkel, of jou spreekkamer, of jou kombuis. En net dalk sit daar langs jou iemand wat ook al 12 jaar lank bloei. Nie letterlik nie, maar stilweg, onsigbaar. Iemand wat al so lank seer kry dat dit deel van hulle identiteit geword het. En dalk is jou roeping nie om hulle reg te maak nie. Dalk is jou eenvoudige roeping om soos Jesus iemand weer as dogter of seun te sien. Om iemand te behandel asof hulle geliefd is. Om iemand te herinner dat hulle meer is as hulle pyn, hulle foute of hulle verlede. Want dit is hoe die groot geneesheer steeds werk. En baie keer doen hy dit deur gewone mense op gewone maandae in gewone werkplekke te gebruik. Vir jou te gebruik. Amen.